Baie welkom by CM Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by CM Collective se In Focus aand. Ons bietjie gesels, ek dink is belangrik dat ons oor die belangrike dinge in die lewe gesels, dinge wat vir God belangrik is. Ek dink daar's soveel, as ons na mense na die nuus kyk, daar's soveel dinge wat ons besig hou. Maar om 'n tydjie uit te koop om weer te gesels oor dit wat vir God belangrik is kardinaal vir ons as gelowiges. Weet ek is baie lief vir dokumentêre en vandag kyk ek so 'n dokumentêr wat mense gemaak het oor TikTok, maar die Afrikaanse TikTok. Wat 'n verskriklike ontnigterende dokumentêr vir my was, maar die een vrou praat op die dokumentêr en sy sê, weet, die TikTok is aan hier langs my, die hele dag. Dit kry die tyd verby. En ek stop so by myself en ek sê, hoekom sal jy die tyd wil verby kry? As jy elke dag net soveel tyd het, waar sal jy jou tyd spandeer? En is 'n belangrike vraag om te vra. En hoe meer ek daaroor dink, om so aan te kan hê en julle wat as kykers tyd uitkoop om hierdie te doen, is 'n belangrike aksie om te neem. Om tyd uit te koop vir die Here en tyd te maak vir die Here en dinge wat belangrik is. Ons neem tyd net van selfsprekend. Maar dit bring my by wat se tyd is ons? Nou, wat se tyd is ons by God? In God se kalender, op God se kalender, of op God se horlosie, wat se tyd is ons? En as julle ons titel gesien het vanaand, is die koninkryk is nou. Ek dink so aan die verhaal van Jesus, nadat hy gesalf is of gedoop is deur Johannes en hy gesalf is met die Heilige Gees en in die wildernis ingegaan het en uitgekom het. Die eerste ding wat hy gesê het, ek lees in Matteus 4, in die Afrikaanse 53 vertaling, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maar toe gaan lees ek die nuwe lewende vertaling, ek dink die nuwe lewende vertaling sê dit, incredible. Van toe af het Jesus begin om God se boodskap aan te kondig met die woorde, kom tot inkeer, God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin. En dis die werk wat Jesus Christus gedoen het en voorbetaal het, is om 'n koninkryk te vestig. So hier vanaand saam met my het ek my twee gaste, Zandra Strydom, visieleier van CM Collective, baie welkom hierso. Baie welkom. Baie dankie Jake, groot voorreg om hier te wees. Ja, Niels, baie welkom by ons vanaand. Dankie Jake, lekker om saam met wees. Dankie Zandra. Ja, as ons kan wegspring, koninkryk het 'n baie algemene term geword. Ek dink mense gebruik dit baie as hulle praat van hulle kerk en hulle wil hulle congregation bou of die mense bou hulle koninkryk, of as hulle die sê ding wat sê we plundering earth to populate heaven, want koninkryk is hemel vir party mense. Maar koninkryk is 'n groot term in die Bybel, waarvan Jesus baie praat. As hy praat of bid, praat hy van koninkryk. Maar is koninkryk, is dit nie 'n ou term wat kan of nie meer relevant is vandag nie. Ek dink as ons sien waar ons leef vandag in 'n demokrasie, as ons kyk na die politieke kultuur waarin ons groot word, het koninkryk amper argaïs geword. Ons sien dit nog net in 'n paar lande heers en ons is nie regtig het ons 'n verstaan van koninkryk nie. Sonder as ek by jou kom begin, wat is fundamenteel wat ons moet verstaan? Hoekom gebruik God koninkryk en nie enige ander term as hy praat van sy heerskappy? Hierdie is my heel gunsteling onderwerp om oor te praat, die koninkryk van God, want die dag toe ek dit na bekering of nadat ek my lewe vir die Here gegee het, het die verstaan van God se koninkryk my hele lewe kom verander. Soveel so dat ek eintlik alles gelos het en agter die Here begin aanstap. Regtig daai gedeelte waar Jesus sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jouself verloon. Jy moet die kruis opneem en jy moet agter my aanstap. Want, en ek wil net gou iets aanhaal wat Miles Monroe sê, hy sê dit so mooi, hy sê, die grootste tragedie wat nog ooit met die kerk, nou, ons moet verstaan, die kerk is almal wat tot wedergeboorte kom. Dis kerk, nee. Om uitgeroep te word
uit sonde uit en oorgebring te word en in die koninkryk geplaas te word van die seun van God se liefde. Is die grootste, daar is soos mooi skrif in Efesiërs 3 vanaf vers 20 wat sê dat God is by magte om te doen ver bo wat ons kan bid of dink in die kerk. So die kerk is die krag van God. Almal wat weergebore word, is eintlik die krag waardeur God nou wil werk, is die liggaam van Christus. Ons word weergebore en ons word uit Adam as 'n vervalle mens saad gehaal en in Christus geplaas. So almal wat weergebore word is die kerk. En hy skryf, die grootste tragedie wat ooit met die kerk gebeur het, is godsdiens. Godsdiens. Ja. Engels het mooi religion. Religion, ja. Want dit is eintlik die mens se poging om die Here te dien. En ek wil net gou terugkom na jou vraag en wat jy gesê het, so ek wil net dalk 'n draai loop. Hy sê, jy het nou gepraat oor koninkryk het 'n wye term geword. Nee, inteendeel, vir almal wat iets vir die Here wil doen, noem ons dit koninkryk. Ja. Om iets vir die Here te doen, as dit mensgemaak is, as dit uit mensheid kom, as dit uit mag en krag uitkom, al is die intensie mooi, maar dis nie volgens gees en volgens waarheid nie, is godsdiens. En hy beskryf dit soos 'n web, 'n spinnekop web, wat die kerk kom vasvang het, wat nie vir God kan doen wat dit moet doen nie. En dan sê hy, net so is die antwoord, die grootste oorwinning wat die kerk kan behaal, is om die koninkryk van God te word. Ja. En dis eintlik wat God wou gehad het, moet in die kerk kultiveer, en dan vanuit die kerk uit manifesteer. Ja. So om jou vraag te antwoord, Jay, koninkryk as 'n term ons moet verstaan, vir 4000 jaar van die skepping van die aarde af, die eerste 4000 jaar van die skepping, is God beeld homself uit as 'n oosterse God, uit 'n oosterse volk, en die oosterse kultuur is baie meer koninkryk georiënteerd, om een krag as 'n heerskappy tussen die mense te laat floreer. Ons kan dit sien met Saul en met Dawid, soos toe hulle 'n koning gesoek het, en hulle was desperaat om een tyd, toe moes God Saul salf, en so Dawid, alles het koninkryk gepraat, en selfs toe Jesus gekom het, het hulle hom as verlosser gesien, want hulle het gedink, hulle gaan weer die koninkryk aan Israel herstel fisies. Ja, hulle het selfs 'n verkeerde prentjie gehad, hulle het dalk 'n natuurlike prentjie gehad van die ou koninkryke, wat eintlik nou 'n geestelike koninkryk moet word, maar jy's 100% reg. Ja, God is 'n oosterse God, en hy druk homself op 'n oosterse manier uit, en daarom moet ons die woordjie koninkryk verstaan in Hebreëus en in Grieks, en om dit te verstaan moet ons eintlik teruggaan na Genesis toe God die mens gemaak het, en nadat God die mens sy beeld en sy gelykenis gemaak het God 'n sekere heerskappy aan die mens toe vertrou. En daai heerskappy, wat daai heerskappy gaan doen as al die mense volgens daai heerskappy werk en hulle as seuns van God uitleef, sal die heerskappy in die aarde dieselfde heerskappy wees wat in die hemel is, en dit is God se koninkryk. Maar dis waarmee ons fundamenteel sukkel vandag is, Niels, is dat ons 'n heerskappy bou uit kennis van goed en kwaad, en nie meer die lewe nie, want ons verstaan nie regtig wat met ons gebeur het in wedergeboorte, so daai kennis bou demokrasie, want ons het nog steeds daai heerskappy gevat, en ons het iets gaan bou, ons het 'n wêreld gaan bou, maar dit het nie koninkryk verteenwoordig nie. So daar is nog steeds 'n heerskappy, maar dit is nie meer God se heerskappy nie. Dit is nie vanuit die gees nie, dis ook nie vanuit God se kennis nie. Ja, ek dink is baie belangrik, ons moet verstaan, toe God die mens geskep het God die mens geskep, om vanuit God, met een kennis, God se kennis, die hemelse kennis te funksioneer. Die mens sou in eenheid gewees het met een instruksie, die koning en sy ryk. Die kennis van goed en kwaad het baie opinie gebring, en het dus drukgroepe gebring, die meeste stem en die meeste druk gaan die rigting bepaal, en dit het
Byvoorbeeld, ons sien dit in ons demokratiese situasies, waarin die meeste stemme bepaal die koers. Demokrasie sê the people rules. Waar ons in koninkryk praat, God regeer, wanneer ons, of die koning regeer, né? En dan die koning die sê, en die koning se woord is dan die gesag wat uitgeleef word. Ons kan sien oor tyd, hoe die aarde se autoriteite, toe die aarde, kan ek maar eerlik sê, nader was aan God van Adam se dae, want Adam het mos nou met God gewandel, so raad 'n kennis van Adam af vir 2000 jaar, daai ons het oud geword, né? Was oorvertel tot by Noag. Jy kan sien hoe die koninkryke eintlik die manier is waaruit die gesagsstrukture is, waaruit die mens funksioneer, tot waar kennis amper vandag ons grootste lokval en struikelblok is, dit word al hoe meer Demoskratos, power to the people. Demokrasie is 'n konsep wat van die 1600s af maar bestaan. Net om vir ons 'n idee te gee. So, en ons kan sien hoe eintlik draai dit die swaard op ons as mens, kennis van goed en kwaad. Want die kennis van goed en kwaad, as jy met daai kennis werk, die wysheid waarmee jy dan stuur, waarmee die bestuurskap van mens, vloei nie vanuit God nie, vloei vanaf uit self God. Jy jou eie God, jou eie kennis is jou, maak van jou eie God, en party mense is net meer godsdienstig, en ander is minder godsdienstig, maar alles is die kennis van goed en kwaad. So ons moet teruggaan na Genesis toe, Jake, om te verstaan, toe God die mens, die Bybel begin, so Genesis 1 is 'n fenominale boek vir ons as Christene om die hart van God te verstaan. Ons moet nie net daar lees swart op wit, ons moet die hart, die intensie van God verstaan. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Daar was nie 'n hemel en toe besluit God, okay, nou gaan ek aarde maak nie. Die hemel is 'n geestesdimensie en die aarde is 'n fisiese dimensie, 'n natuurlike dimensie. En God het die hemelse dimensie en die aardse dimensie saam met mekaar gemaak, sodat die aardse dimensie sal uitbeeld fisies, dis 'n visible realm, wat gaan in die invisible realm, wat gaan in die geestesdimensie aan, die geestesdimensie heers God, en toe maak God 'n seun van God, Adam, om die aarde te heers, net soos wat God in die hemele heers, met sy koninkryk, sy heerskappy, die koning, Niels sê dit mooi, die koning se ryk, en hoe dit werk, dat die mens wat God se beeld en gelykenis is, dan die fisiese dimensie sal heers en regeer. Verteenwoordigend van God. As die koninkryk van God. En laat die koning sy heerskappy ook hier uitleef vanuit sy seuns. God is 'n familiegod, hy's 'n pa van seuns. En dis hoekom met Adam het God net een seun gehad, en toe uiteindelik deur Jesus Christus en sy betaalwerk, kan God baie seuns van heerlikheid hê. Nou sê die skrif, die aarde sug met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van hy seuns. So wanneer ons volwasse word, wanneer 'n spesie volwasse word, met die regte kennis, bou hy 'n habitat uit daai kennis en die bestuur van daai kennis, wat dan 'n wysheid word. En dis eintlik wat God wil doen. En dis eintlik nou die vraag wat ek jou wil vra, want dit is wat hierdie gedeelte van Matteus 4 so mooi sê, waar hy sê, God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin, want Jesus Christus sou betaal, sodat Adam weggeneem geword, en hierdie nuwe spesie waarvan jy praat, dit wat moet opstaan. Hierdie nuwe saad, ons sou uit daai saad uitgebore geword het, en nou moet ons verstaan, ons is nie meer in Adam nie, ons is in Christus. Ons is nou 'n tweede mens, vanuit hierdie werk van Jesus Christus uit. En as ons dan, en hier is die groot geheim met wat jy gesê het uit Matteus 4 uit, as ons suksesvol kan bekeer, bekeer is die woord metanoeo, wat beteken to a renewal of mind, a renewal of mind for the better. So as ons dit kon regkry, dat die aksie van wedergeboorte, en die grootheid daarvan, ook hier kan posvat, deur die regte opvoeding of instruksie of oprigting, en ons kan bekeer, kan die koninkryk plaasvind. Want die koninkryk, sê Lukas 17 vers 20 en 21, is nie iets wat jy gaan sien gebeur nie, dis 'n habitat wat uit ons uitkom. Die koninkryk van God is binne in ons. 'n Habitat lê in 'n spesie. So die eerste seun van God saad het geval, en ongelukkig het sy heerskappy uit die kennis van goed en kwaad gestuur. Met ander woorde, God was afwesig. Ons het nie God se gees gehad om dit te kan doen nie.
Uiteindelik word ons weergebore, wat is die eerste aksie wat God doen? Hy kom sit sy gees in ons, en nou is God se grootste begeerte, dat ons reg opgevoed word, dat ons as seuns van God weer kan verstaan wie en wat ons is, en met die kennis van God se heerlikheid, heerskappy, aksies begin, nie meer soos Adam nie, maar soos Jesus Christus, daai aksies kan begin manifesteer, of uitleef, en uiteindelik, vanuit dit uit, 'n habitat bou. As almal van ons so begin leef, sal die aarde nie 'n wêreld wees nie. Die aarde sal die koninkryk van God reflekteer. Die onsigbare koninkryk van God sal sigbaar hier in die aarde gereflekteer word. Maar dis mooi, die skrifgedeelte wat jy daar het, is net na Jesus uit die wildernis uitkom. Ja, dis net na uit die wildernis. En dit is my so kosbaar, want net voor hy wildernis, dit was 40 dae, was hy in die wildernis, so, met die doop, en God die gees van God, het op Jesus neergedaal. Vir die eerste keer in 30 jaar, sedert sy geboorte, ontvang Jesus die gees van God. Niels, ek wil net sê, vir die eerste keer in 4000 jaar, Is daar iemand, is daar 'n seun van God op wie die gees kom en bly. en bly. En bly, God maak woning in hom. Ja. Sorry. Ja. En hy kom uit daai wildernis, in sy eerste preke. Ja, sy heel eerste. Sê hy, verander jou manier van dink. Die koninkryk het naby gekom. Die sleutel sy eerste preek. En dan wil ek regtig net, ons het nou lekker ingeklim al hier in die koninkryk in. Maar ek onthou toe ek nog baie woordskole gedoen het en rondgereis het. Een van die groot goed onder tradisionele gelowiges is dat ons maak koninkryk en hemel dieselfde begrip. Ja. In ons koppe. Ons het altyd hierdie sinnetjie gehad waar Wat ons is so geleer. En as ons mooi gaan, laat ons 'n mooi lewe gaan leef. Mense het mekaar so geluk gewens met jou verjaarsdag. Baie geluk en mag jy 'n mooi lewe leef en mag jy eendag die koninkryk van God beerwe. En ons het koninkryk gaan hemel maak. En ek wil net vir van ons kykers dalk net gou help met die begrip. Want dit is waarlik twee uiteenlopende begrippe. Die woord hemel in die Grieks is Uranos. En die woord koninkryk is Basileia. Dis twee verskillende woorde en Jesus gebruik al twee in Matteus 6 waar hy ons leer bid. Dan sê hy, Onse Vader wat in die hemel is, Uranos, Geestesdimensie, laat u koninkryk kom. laat daai heerskappy. Dat die heerskappy kom. Twee verskillende begrippe. Jesus het nooit gepreek, glo in my, dat jy kan die hemel toe gaan nie. Jesus het gesê, die koninkryk van God is hier, bekeer jou. Die koninkryk van God is hier, bekeer jou. Jesus se boodskap was nie 'n hemel toe gaan boodskap nie. Sy boodskap was 'n hemel moet aarde toe kom boodskap. Ja, daai heerskappy. Daai heerskappy. Weet jy wat, Jake, Niels raak nou eintlik 'n baie belangrike punt aan. Uit ons doen en late met die kerk, en as ek weer eens, ek wil weer sê, die kerk, ek wil nie vandag 'n kerk uitlig nie, maar ons kom almal uit of konservatiewe agtergronde, wat meer wetties of reël georiënteerd is, en dan of uit charismatiese, baie radikale of charismatiese of vrylike, vrygeesbewegende kerke, maar albei van hierdie uiteenlopende agtergronde waaruit ons kom, as jy nie volwasse word nie, is ewig gevaarlik. Ja. En ons is nie in die 10-4 venster waar Christene se koppe fisies afgekap word, as jy sê jy's 'n Christen en waar die Bybel begrawe word, waar jy dit moet wegsteek nie. Die hoofsaaklike vervolging in die kerk, of die majority van die vervolging in die kerk is geestelike vervolging. So 90% van die aarde, as ons praat kerk, en ek wil weer sê, die kerk is eintlik die krag van God. God wil uit die kerk uit kan werk. So, toe die vyand in die kerk kon keer om weer gebore te word nie, toe gebruik die vyand godsdiens, konservatief en charismatiese godsdiens om ons onvolwasse te hou, en almal wil iets vir die Here doen, en almal noem koninkryk, koninkryk. Almal, hierdie konservatiewe ou noem dit koninkryk, en hy voel, koninkryk is om afterlife toe te gaan. Nou het ons die afterlife en die ewige lewe met mekaar begin verwar. Ja. En die charismatiese ou, hy dink koninkryk is net om die siekes gesond te bid. Elke week na week, om bevrydingsdienste te hou, die kerk gesond te bid, en om dieselfde tekens te manifesteer, of werke te manifesteer, as wat Jesus gedoen het, nee. Terwyl Jesus se tekens, alhoewel dit daar is as 'n krag, moes eintlik die koninkryk bou. Die bonatuurlike krag in elke wedergebore kind van God moes eintlik 'n rol speel om die koninkryk te bou. So die kerk is die krag van God. En 80% van die kerk, as gevolg van godsdiens, glo, koninkryk is ek moet gaan.
Ja. Ek moet net goed genoeg leef en myself oppas en vashou en deurdruk tot op die dag dat ek dan verdien om te gaan. Ja. Dan is daar 20% van die kerk wat dit meer akkuraat het, dat Jesus baie duur betaal het, ons vrygemaak het, sodat iets kan kom, sodat God se koningsheerskappy kan kom. En dis hoekom dit baie belangrik is vir ons om die regte definisie en konteks van koninkryk te verstaan. Ja, ons moet volwasse word as seuns van God. Laat ons weet, soos dit is in die hemele, so ook in die aarde. Matteus 16, dan sê Jesus vir Petrus, nou dat jy 'n openbaring het van wie ek is, verstaan dit gou, dieselfde wat waar is oor my, is ook waar oor jou. Ek's die hoeksteen, jy's ook 'n steen, en saam word ons nou God se huis. God kan nou baie seuns hê. En die dode, die toestand waarin Adam, mens, vasgevang is, die dood, om te leef nie vir God se droom nie. Dis eintlik 'n toestand van dood, nê? Gaan die poorte van die doderyk kan nie meer keer, die poorte gaan oopgemaak word. Plus die sleutels van die koninkryk van die hemel word nou aan julle toevertrou. So as ons nie weet hoe werk die koningsheerskappy in die geestesdimensie nie, hoe gaan ons dit laat kom? Ja. Sien, en dit is baie belangrik vir die kerk om te verstaan wat Niels vanaand gesê het met 80% van die kerk as gevolg van baie van die bose se invloed wil gaan. Ons noem koninkryk om te gaan, terwyl Jesus eintlik gesê die koninkryk moet kom. Ja. Toring van Babel, want eintlik daai mense het 'n hemel toe gaan werk gebou. Hulle het 'n groot toring gebou, want dit was 'n hemel toe gaan werk. En hoe God dit moes verdeel het, want hulle het dit in 'n ander naam gebou. En ons kan dit sien in denominasies. Hulle bou dit vir hulle naam. Ja, hulle naam bou. En ons sien dit vandag ook. Hierdie hemel toe gaan werk, bou net meer en meer verdeeldheid, meer en meer denominasie, want dit is elkeen vir sy eie naam. Maar wanneer ons kan verstaan koninkryk, en wanneer ons weer God se gesag en heerskappy kan verstaan, dan kan ons weer onsself onderwerp aan dit, onsself, ons kruis opneem, onsself verloon en weer daai werk kan volg, sodat God die koninkryk kan vestig op die aarde. Ek dink dit is tog God se doel met die aarde toe hy dit geskaap het. Jy's reg. As ons vat die boek van 2 Petrus, toe Petrus het 'n openbaring gehad oor hoe God se horlosie werk. Toe hy in Matteus Jesus erken as die Christus, Jesus vra vir hom, toe Jesus vra, wie sê julle is die seun van die mens? Wat Jesus eintlik vra is, wat sê die mense is die waarde van mens? Wat nou as jy mens saamvoeg, kerk is. So God soek die kerk, hy soek al die individuele mense saam as 'n liggaam, nê? Maar voor ons 'n liggaam gaan wees, moet elke individu net verstaan wie en wat hy is. So Jesus vra, wie sê die mense is die seun van die mens? Want onthou, as Adam nie gesondig het nie, sou alle mense, geen mens sou minderwaardig wees nie. Mense sou identiteit hê oor wie hulle is. En wat is mens? Seun van God dan. So Jesus kom draai dit weer terug en hy vra, wie sê die mense is die seun van die mens? En hulle gee toe groot titels. Hy sê, dit is nie, ek wil nie 'n titel hê nie. Wie sê julle is ek? En Petrus hak toe af en sê, U is die Christus, die seun van die lewendige God. So 'n seun van mens, wat Jesus betaal toe dat ons weergebore kan word. So 'n seun van mens, sy grootste identiteit wat hy kan wees, is eintlik om 'n seun van God te wees. Want uit 'n seun van God uit, kom 'n habitat. Okay, so, in hierdie habitat, is 'n ryk, wat ons bou met 'n sekere heerskappy. So as ek die regte besluite neem, soos wat Jesus sou neem, of soos wat Paulus, of soos wat God graag wil hê, ek moet dan, en baie mense doen dit saam, dan bou ons eintlik God se koninkryk. Maar, wat vir my so mooi is in die boek Petrus het verstaan, dat vandat hy Jesus aangekondig het as die Christus, 6 dae later op die berg, toe is daar verheerliking. En toe skryf hy in 2 Petrus, en ek loop net 'n draai om iets te sê van wat jy nou gesê het, maar toe skryf hy in 2 Petrus, hy sê, hierdie hele boek, die Bybel, gaan oor 'n profesie. Jesus, God, het 'n droom. En om daai droom in vervulling te bring, dat die aarde moet vol word van God se heerlikheid, laat die koninkryk kan in die aarde wees, soos dit is in die hemele, moes Jesus betaal het. En Jesus het betaal, sodat op 'n sekere tyd, hierdie openbaring van hoekom Jesus betaal het, in ons harte gaan begin skyn, soos die môrester. Hy sê, en dan breek die dag van die Here aan. En kom ek vertel vir julle kerk, al vergeet julle alles. Een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 'n dag. Die laaste 1000 jaar is die 7de dag of die 3de dag. Hy sê, en daai tyd, hoor my vandag, sê Petrus, gaan julle begin agterkom. Daar's baie predikante wat die oorstreel
maar hulle het nooit God se koning, die intensie van die preek was nooit om God se koninkryk te laat kom en te bou, of om die kerk wakker te hou, dat as die môrester begin skyn, sê, die tyd is hier nie. Ja. Hy sê, inteendeel, hulle is soos wolke sonder reënwater, hulle lyk asof hulle iets geestelik bring, maar hulle bring net nooit die water, waarna ons so hard werk, 'n oes kan laat opkom vir God nie. Hy sê, hulle gaan wyd en suid, om bekeerlinge te maak, Ja. maar dan maak hulle 2 keer meer daai mense 'n dienskneg van die hel. Met ander woorde, die kerk word weer gebore, maar die kerk word nooit geleer om die koninkryk te bestorm en te word en hoe met hierdie sleutels te werk, dat ons uiteindelik die krag van God kan wees nie, want God is by magte om te doen verbo wat ons kan bid of dink binne in die kerk, maar dan moet die kerk koninkryk georiënteerd Ja. is, om dit wat die heerskappy wat in die hemel is, in die aarde in te bring. Maar dan, daai Petrus skryf, hy sê, daar kom 'n baie groot sifting, dan tussen die ouens wat vir die ore preek, en die godsmanne wat weer die koninkryk gaan oprig. Ja, So. ek wil nog by daai vraag uitkom, want ons titel is die koninkryk is nou, so dit is 'n groot statement wat ons maak. Ja. Maar ek dink, net om gou so 'n bietjie terug te gaan, toe ek hierdie vrou sien vandag wat sê, ek wil die tyd laat verbygaan, dink ek so baie aan, dis eintlik maar die kerk. Hulle wag vir tyd om verby te gaan, sodat hulle eendag kan hemel toe gaan, maar eintlik moes die leiers gesê, dit wat Petrus sê, kyk uit vir daai dag. Ja. Wees wakker vir daai tyd wanneer hy kan kom. Daarom is so 'n aand soos vanaand om te kan sê die koninkryk is nou, is 'n groot aand. Die aarde moet eintlik tot stilstand kom en sê, hierdie is waarvoor ons gewag het. Ja. Hoekom sê julle die tyd is nou? Ja. En dis eintlik my volgende vraag. Hoe kan ons sê die tyd is nou? Petrus sê 'n paar keer goed. Hy sê obviously 'n dag is soos 1000 jaar, die môrester. Wat beteken dit vir die kyker hier vandag wat vir die eerste keer hierdie goeters nou hoor? Hoe figure hy dit uit? Ja. En interessant, Baie mooi vraag. hy skryf daar, hy skryf dit, hy sê, julle sal goed doen. En vir sy tyd se mense, plus minus 60 na Christus, skryf hy vir sy mense. Neem hierdie profesie, Ja. en dra hierdie profesie, met ander woorde, was nie vir hulle tyd nie, dis eintlik wat ek nou wil sê. Hy sê, vat hierdie, is goed as julle hierdie profesie sal vat, en om in julle harte sal bewaar, soos 'n lig in 'n donker plek, Ja. tot die dag kom. Ja. So Petrus het geweet, is nie die dag in sy tyd nie. Hy sê, dra die profesie oor, tot die dag kom, maar kom 'n dag, wanneer die môrester Ja. in mense se harte sal opkom. In Openbaring 22 sê Jesus Christus, hy claim daai titel. Ja. Ek is die blink môrester. Maar Niels, En die môrester kondig die dag aan. Dis wat die môrester in die natuurlike doen, hè? Hy skyn voor die son opkom, vir die dag breek. So hy kondig 'n tyd aan. Ja. En Petrus sê, daar gaan 'n tyd kom, daar gaan 'n dag kom, waar die kenmerk van daai dag gaan lê, aan die môrester wat in harte gaan opkom. In harte. God is baie spesifiek. Ja. Elke liewe ding wat opgeteken is in hierdie boek, is baie spesifiek. En alhoewel dit natuurlik gebeur het, het dit 'n onderliggende geestelike boodskap. Ja. Ja. Nee, skadubeelde, tipes, Ja. profetiese woorde, geestelike manifestasies. So deur elke man van God of vrou van God, deur wie God werk, die bonatuurlike aksies wat gebeur, praat die heeltyd van 'n 7000 jaar tydperk. Selfs toe God die aarde gemaak het hy 6 dae eenkant gesit en die 7de dag op sy eie gesit. Toe God die Israeliete se verbond instel, hulle het 6 dae eenkant en 'n 7de dag op hulle eie. Ja, baie spesifiek. Elke liewe wonderwerk wat Jesus doen, word op die 7de dag gedoen. Ja. Die Bybel sê daar's baie dinge wat Jesus nog gedoen het, maar dis nie opgeteken nie. As al die goed opgeteken moet word wat hy gedoen het, sal daar nie genoeg papier wees om oor te skryf nie. Maar die spesifieke wonders en die spesifieke tekens wat Jesus gedoen het, het hy as profetiese onderliggende boodskap gedoen van God se kalender, God se kairos plan, sy hemelse plan, en wanneer die dag gaan aanbreek, die 7de dag, die Here se dag, wat ook die 3de dag is nadat Jesus gesterf het. So van die eerste seun van mens af, seun van God, Adam, leef ons nou 6000 jaar al later. Ons leef in die 7de 1000 jaar tydperk vanaf Adam, die eerste seun van mens, seun van God. En 4000 jaar na Adam
toe gaan sterf Jesus Christus, wat die geestelike of die hemelse seun van mens, seun van God is. Maar sy opstanding het eers plaasgevind op die oggend van die 3de dag. So wanneer die 3de 1000ste jaar, en Petrus skryf dit, 'n dag, luister vir my, die profesie is duidelik. 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. Ja, so ons die vergelyking nou kan trek. As daai oggend aanbreek en die môrester, die opstanding van Jesus Christus, begin ons hier verstaan in ons harte, dat wat waar is oor hom is waar oor hierdie hele oes, en ons begin opstaan, moet ons weet, hierdie is die 3de dag, die opstandingsdag, hierdie spesie, hierdie seuns van God gaan nou wakker word en opstaan, die dooie beendere gaan begin lewe, maar die 3de dag is ook dan die 7de dag, dis ook die 7de 1000ste jaar, wat die Here se dag is, want met elke seun van God, wat in Jesus Christus se werk opstaan, gaan hulle in God se rus in, God se manier van heerskappy, dan begin God rus in die aarde, so wat waar is in die hemel begin in die aarde gestalte vind. Kan jy verstaan so, en as ons sê die koninkryk is nou, ons leef 6000 en 'n paar jaar na Adam, en ons leef ook 2025 jaar na Jesus Christus. So ons leef in die 3de 1000ste jaar tydperk, en ons leef in die 7de 1000ste jaar tydperk. Die enigste ander volk met wie God verbond gesluit het, is die Afrikaner. Ja. Want God het beloof dat die laaste dag evangelie uit Afrika uit sal kom, en dit sal begin in Suid-Afrika. So uit Suid-Afrika uit sou die werk van Jesus Christus eers te begin opstaan. En dan sal, soos dit opstaan in ons as seuns van God, staan die koninkryk van God as habitat ook in ons op. En uiteindelik begin die aarde word soos wat dit in die hemele is. Maar ek gaan nou hierdie vra, want dis hoe ons groot geword het, en baie van ons kykers wat dalk die eerste keer kyk of hulle nie so vertroud is met wat ons al preek nie, is die Bybel sê Jesus gaan kom op die wolke om ons te haal, en die mense wag vir daai dag. Ja. Soos ons praat nou van die môrester, ons hulle exactly, ons wag vir Jesus om te kom. En dis 'n moeilike konsep om oor te skakel om te sê, is dit 'n fisiese terugkom? Is dit 'n geestelike ene? Maar praat die Bybel van fisies en geestelik? Ja, ek dink. Ja, Niels? Ja, verseker. Jesus sê 'n baie mooi ding. Hy verwys na homself en sê as die koringkorrel daar in Johannes 12:24. Hy sê as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as hy in die grond val en sterf, dan bring dit 'n oes. En enige iemand wat iets te doen het met boerdery, sal verstaan. As jy geplant het en jy oes 'n saad, het jy 'n misoes. Ja. Want jy het geplant met die doel om 'n oes te kry. Ja, van dit wat jy gesaai het. Wat jy gesaai het. Ja. Jesus Christus maak die beginsel Ja, daarvan. baie mooi. Hy sê, ek gaan my lewe gee, want daar moet 'n oes kom Ja. Ja. van wat ek is. Vir een, om waaroor dit met as dit oor een sou gegaan het, het ons 'n misoes. Die belegging van Jesus Christus, dis die wysheid van die Vader, want hy wou baie seuns gehad het, sê Hebreërs, en dan om hierdie baie seuns te hê, moes hy die bewerker van ons heerlikheid, moes hy daai seun van hom, hy moes baie nog, hy moes volwassenheid bereik het deur wat hy gelei het, sodat hy die bewerker kon word van ons heerlikheid, sodat God baie seuns kan hê in hierdie aarde. Ja. En dan sê die volgende vers, daarom skaam Jesus nie om ons sy broers te noem nie. So baie seuns of baie broers, baie Jesus Christus, as ek dit so mag uitdruk. Ja. Wat Want Adam moes dit wees. Reg. Wat toe val hy? Daar was net Reg. een seun. Nou het ons Jesus Christus. God wou nie net een seun hê. Reg. Jy sien Matteus, Markus, Lukas en Johannes is Jesus eniggebore. Maar van Handelinge af, eersgeborene. Nie meer eniggebore nie, eersgeborene. En ek wil net gou ook by Niels aanvul daar by Johannes 12. Daar Johannes 12 vers, ek dink jy by 22 of 23, dan sê hy, Vader, hier het gekom, verheerlik weer die seun van die mens, met die heerlikheid wat hy gehad het voor die grondlegging van die aarde. Met ander woorde, God se droom om mense te maak, het geval. So Jesus gaan nou betaal om weer die seun van mens weer te herstel, dat as hy weer gebore word, hy weer kan wees wat hy moet wees, 'n seun van God, nê? So nou sê hy, as die saadkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit een. Maar as dit in die grond val en sterf, bring dit 'n groot oes voort, en dit het. En jy haal dit nou mooi aan, 1 Korintiërs 15 sê, die natuurlike kom eerste,
daarna die geestelike. Ja. So die manier hoe God werk is, net soos 'n natuurlike Israel, as 'n prentjie, want hy praat van 'n geestelike Israel. Net soos hy praat van 'n natuurlike skepping, praat hy van 'n geestelike skepping. Natuurlike 7 dae, praat van 7 geestelike dae. 'n natuurlike Jesus, 2 Korintiërs 5 vers 6, ek gaan hom vir jou quoteer. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 en 16 gaan net so, hy sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat as een gesterf het, het almal gesterf. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat nou lewe, wat weergebore word, nie weer soos Adam vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, hulle moet hulle self verloon, die kruis opneem en agter Jesus Christus aanstap, nê. So dan sê 2 Korintiërs 5 vers 16, al het ons vir Christus ook vroeër na die vlees geken, Jesus, net in Jesus, ons ken hom nie meer so nie. Elkeen wat in Christus is 'n nuwe skepping. Kan jy sien dat daai natuurlike werk het nou oorgeskuif na geestelike werk? Ek kyk ons nou in die spieël en sien ek nie vir Jesus daar staan nie. Ek sien vir Sandra. Maar hier binne my staan 'n seun van God op, net soos wat daar in Jesus was. Ons sê ons sou dit nie verstaan het nie, Jake, tot eers uit Suid-Afrika uit, wat die begin is van Afrika se woord, wanneer die verbond van God met hierdie pionierskrag uiteindelik hier in Afrika aankom. En die môrester, die openbaring van Jesus Christus, in ons begin skyn en ons agterkom, o Jessie, wat natuurlik waar is oor hom, is geestelik waar oor ons. Nou staan die oes op, soos ons in seunskap opstaan, kom hierdie habitat uit ons uit. En soos wat dit is in die hemele, so kan die aarde. Ons begin leer om met daai sleutels te werk. So ek dink as ek jou en Niels, dit wat julle sê, Jesus was as 'n saad fisies, het hy gesterf, en hy was vir 2 dae in die graf en die 3de dag opgestaan. Geestelik lê Petrus dit uit, vir 2000 jaar gaan hierdie saad, hierdie verborgenheid, gaan in die graf lê, toegesluit. Maar na 2000 jaar gaan hierdie kennis, hierdie openbaring van Jesus Christus opstaan, en dit gaan, die koms van Christus, gaan die oes wees van daai saad. Jy sien daai gesprek tussen Petrus en Jesus. U is die Christus, die seun van God. Want Adam was seun van God, maar hy het geval. Nou is hy 'n nuwe seun van God. Ek hoef nie meer in hierdie toestand vasgevang te bly nie. Ek kan weer gebore word. Ek kan deur geloof in jou, kan ek ook opstaan as jy sterf, dan sterf ek, as jy opstaan, staan ek ook op. Dis hoekom Jesus vir Petrus sê, wat jy nou sê, het vlees en bloed nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat toe hy opstaan, toe sê hy vir Maria Magdalena, gaan na my broers en sê vir hulle ek vaar op na my God, wat ook nou hulle God is, my Vader, wat ook nou hulle Vader is. Sodat die profesie wat Jesus vir Petrus terug sê, kan waar wees. Dat ek is Petra, hoeksteen, maar jy is Petros, ook 'n steen. En saam as seuns van God, gaan ons hierdie huis nou bou vir God. Sodat die prys wat Jesus betaal het, as die eerste, die alfa, die begin, die eerste, uiteindelik 'n groot oes vir God kan oplewer, nê? En ek wil net gou ook dit mooi sê, want jy het dit nou gesê. Jesus het sy dop gaan prys gee. Die sonde het op sy mens, Jesus van Nasaret, gekom. En Jesus van Nasaret het sy laaste asem uitgeblaas. Die seun van God, Jesus Christus, was in die doderyk in, het oorwinning gaan verklaar, en het op die 3de dag opgestaan in 'n verheerlikte liggaam. So as een gesterf het, het almal gesterf. Wat dan opstaan is die Christus seun van God. En nou dat ons hom sien, hoe hy na die gees kyk, kan ons ook sien hoe lyk ons geesmens. Want hy is 'n seun van God, en ons wat weergebore is seuns van God. Nou kan ek hierdie dop gebruik, soos wat hy die seun van Nasaret se dop gebruik het, kan ek nou hierdie dop gebruik om hierdie heerskappy in die aarde in te bring. Verstaan jy? Jy sê dit mooi, toe jy nou verwys het na, met ander woorde, Jesus is 2 dae of 2000 jaar. God hou hom 2 dae in die graf. 2 dae is Jesus dood. Dit is nie, geestelik gesproke is dit 'n openbaring. En die natuurlike, sy 2 dae daar, nie 1 dag nie, nie 3 dae nie, hy's 2 dae daar, op die 3de dag staan hy op. Die oggend van die 3de dag. En vir 2 dae is die getuienis van die mense, hy's dood. Hy het gesterf, hy's dood.
Die afgelope 2 dae of dan 2000 jaar preek die kerk akkuraat Sy dood. Sy dood, die kruis En die redding. die redding, die werk van die kruis. Maar op die 3de dag is daar 'n ander getuienis. Ja, dan moet die boodskap radikaal. Selfs die evangelie. Selfde evangelie. Selfs die evangelie, die oorwinning kom net uiteindelik uit. Ja. Want dit is waar die oorwinning lê, is hierdie kennis Jake, van die as jy met jou mond bely, ons almal weet mos nou as evangeliste of predikante hoe om iemand na die Here toe te lei. Maar ons bely nooit die kruis nie. So as jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is. Ja. Onthou Adam was die Heer. Ja. Hy was die gesag waaronder hele mensdom gestaan het. Nou is daar 'n nuwe Heer onder wie se gesag ons kan staan. So ek verklaar eintlik hom nou as die nuwe Adam. Ja. En ek glo met my hart dat God hom uit die dood uit opgewek het. Ja. Sal ek staan ook dan uit die dood uit. Ons bely nie eers die kruisgedeelte nie. Ons bely die opstandingsgedeelte. Ja. Verstaan jy? Ja. Ja, so dan is dit so mooi, né? Dan skryf Petrus. Hy sê die steen wat die bouers verwerp het hy God 'n kosbare hoeksteen geword. Ja, die belangrikste. Kom na hom toe die lewende steen en laat julle ook soos lewende stene. Jy sien dieselfde kwaliteit na die Gees is nou daar. Laat ons saam 'n tempel. Jesus Christus is die hoeksteen, maar hy's nie die huis nie. Hy's nie die tempel nie. Hy's die hoeksteen. Ons is die ander lewende stene. Die kerk is die huis. Die kerk is die huis. Maar as die kerk nie verstaan wat se gehalte stene hulle is, Ja. wat langs Jesus Christus Op hy inskuif standaard. om hierdie huis, hierdie geestelike huis vir God, as 'n heilige priesterorde en iemand en 'n huis wat kan die geestelike offers op die regte tyd vir God weer bring tussen hemel en aarde nie, dan het die kerk nie die kerk het nie die krag. Die kerk is nie daai volwasse seun van God om my krag vir God te wees nie. En as ons nie seuns is nie, kan die habitat van die koninkryk nie uit ons uitkom nie. So nou noem die een kerk koninkryk, kom ons gaan red siele. En die ander kerk noem koninkryk, kom ons gaan deel Bybels uit. En die ander kerk noem koninkryk, kom ons gaan hemel toe. En die ander kerk noem koninkryk, kom ons hou worship aande. We call kingdom many things, but it's a habitation. Ja. En dit is ook die Bybel sê dat Jesus Christus is die hoof van die kerk. Dis 'n denke. As ons nie daai denke in die liggaam laat invloei, doen die liggaam sy eie ding. Maar weer 'n keer, né? Weer 'n keer. Hy's die hoof. Hy's die hoof. Maar 'n hoof sonder 'n liggaam is oneffektief. Dis dood. Daar moet 'n liggaam wees. En die liggaam kan nie anderster wees as die hoof nie. En ek wil net hierdie ook verduidelik. Adam was die hoof van die vorige kerk, liggaam, waardeur God wou werk. Maar daai hoof het geval. So die hele liggaam het geval. Toe hy kies om met kennis van goed en kwaad te heers, toe verdeel hy hierdie hele huis. Verstaan jy? Jesus Christus as 'n seun van God is die hoof van die Christusliggaam. Daarom is ons wat weergebore word deel van die liggaam van Christus, nie meer die liggaam van Adam nie. Ons is die liggaam van Christus. En as ons verstaan wat die hoof is en dat hy kan nie alleen wees nie, dan kan ons die liggaam dan kom hy liggaam by mekaar en hy bou 'n koninkryk. En hy bou die habitat. Ons as seuns van God is ons grootste begeerte om die koninkryk soos wat dit is in die hemele, so ook in die aarde te bring. Weet jy, wanneer 'n mens weer gebore word, ewe skielik word die enigste God wat daar is net een God. Ons kan baie mense kan baie sê daar's baie gode. Daar is net een God. Die God van hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde. Dan word daai God jou God. Maar hy word ook jou Vader. Reg. Hy word ook jou Here en hy word ook jou koning. En jy weet wanneer ons hierdie goeters bid, dan sê ons eintlik 'n verantwoordelikheid terug aan onsself. As ek sê my God, dan sê ek en dan erken ek hy het my gemaak en ek leef vir hom. Hy het my gemaak en ek moet terugkeer na my skepingsdoel toe. Nee. As ek sê Here, dan sê ek eintlik hy besit my en hy mag my bestuur soos hy wil. As ek sê Vader, dan sê ek is sy seun en ek leef vir die familiebesigheid. Wat hom behaag is waarvoor ek leef. En wanneer ek sê koning, dan sê ek is sy koninkryk, ek is sy heerskappy. So ek is 'n grondgebied waarin hy homself kan uitleef. So as 3 miljoen, 6 miljoen, 60 miljoen mense in Suid-Afrika, as seuns van God, deur God gelei en gestuur word, met een kennis van God se heerlikheid, hoe gaan Suid-Afrika lyk? Gaan dit 'n demokrasie wees?
Daar's geen manier nie. En ek wil ook net gou teruggaan na, jy het gesê, as ons sien met Saul of Dawid, die volk van Israel het so ver weg beweeg van God af, dat God moes 'n koning aanstel, om weer 'n koninkryk te bou, wat uiteindelik weer vir Israel wys, hoe lyk 'n koninkryk. Ja. So, en God kon nie dit met Saul regkry nie, daarom het God vir Dawid aangestel, want Dawid was 'n man na God se hart. So met ander woorde, wat belangrik was vir God se hart, het Dawid weer kom bewerk in Israel, totdat Israel weer een is, en weer word wat die verbond gesê het hulle moet wees. So hulle funksioneer op God se manier. En dis hoekom God so lief was vir Dawid en vir sy seunskap. Want God het gesê, deur Dawid het God uiteindelik weer 'n replika, 'n prentjie in die aarde kon bou van hoe die hemele moet lyk, sodat God kan heers. Nie sodat Dawid kan heers nie, sodat God kan heers. God wou heers. Jy verstaan, maar heerskappy vind deur mense plaas. Ja. Maar daai is my baie mooi. Ek wil terugkom by Matteus 16 waar Petrus toe Jesus erken. Ja. En hy sê, U is die Christus, die seun van Allerhoogste God. Net gou daar 1 of 2 opmerkings maak, val my in die rede nou daar. Jesus sê, wat jy nou gesê het jy by my Vader gehoor. Ja. Jy het dit nie by vlees of bloed gehoor nie. So Jesus skrik eintlik, want Petrus maak 'n verklaring wat eintlik net hy en die Vader geweet het, Jesus en die Vader. Ja. En hy maak die verklaring en Jesus sê, my Vader het nou gesê, maar ek wil terugkom by die verklaring. U is die Christus, die seun van die lewende God. Ja, amen. Toe hy dit sê, toe sê Jesus, kom ek vertel jou wie's jy. En daarom, omdat jy die openbaring het, gee ek vir jou sleutels van die koninkryk. Hy sê nie, U is die Christus, God die seun nie. Dis reg, dit staan nie daar nie. Dit staan nie Dit was daar nie nie. Jesus se werk nie. Jesus se werk as 'n seun van God, was om weer die seuns van God kom se herstel. prys te betaal en hulle as 'n oes vir God te gee. Ja. Hy was die saadkorf Reg. om 'n oes te gee van seuns van God. En daai is 'n verskriklike belangrike verklaring. Omdat Petrus nie sê Jesus, U is God die seun nie, maar omdat hy sê U is Christus, die seun van die lewendige God, kan Jesus vir hom vertel, hy gaan, omdat jy dit oor my glo, kan ek dit nou ook oor jou verklaar, jy gaan ook 'n seun van God wees. Ja. Verstaan jy? En met seuns van God, gaan God stene weer hê om vir hom 'n huis te bou. Ja. Ja. 'n kerk. En dan wil ek net by 5 sent gee, net Ja. spesifiek na die wolk verwys. Ja. Die Bybel sê 'n wolk het hom voor hulle weggeneem. En dan sê die skrif weer, hy sal kom op die wolke. Elke menslike oog sal hom sien. My 5 sent. Dit is interessant dat hy praat van die wederkoms van baie wolke. 'n Wolk neem hom weg, maar hy gaan kom op wolke. Maar die wolk was altyd die tipe van God se heerlikheid. Ja. Hoe God sy heerlikheid geopenbaar het. Met Israel Amen. na die verbond het God met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom gewerk, en wanneer God met Moses praat, sê die Bybel, en 'n wolk het neergedaal, en God het met Moses gepraat. God het hom uitgedruk in 'n wolk. Die wolk was in die allerheiligste in die tempel. Die wolk, God het hom uitgedruk in wolke. Die heerlikheid van God in wolke. As ons sien dat mense, geloofshelde wat nou afgesterf het en wat in volmaaktheid is, dan noem Hebreërs 12 vers 1 hulle ook 'n wolk van getuies. Ja. Want die woord wolk beteken ook in die Grieks baie. En ook hulle collectief. seuns, nee. Baie. Wat is jy in die hemel as jy nou sterf? Jy's 'n seun van God. Ja, So die na wolk die Gees. Yes. wat God se heerlikheid nou is eintlik in die geestesdimensie Seuns van die God. seuns van Dis die God. punt wat ek wil Wat maak. eintlik die seuns van God in die aarde aanhits en aanmoedig om die koms van die Here te verhaas. Ja. Hoe verhaas ons die koms van die Here? Ons verhaas die koms van seuns. Ja. As die seuns verhaas en die koninkryk verhaas die koms van God. Ja. Ja, En dit is eintlik baie mooi. amazing hoe terwyl ons so praat, die wolke bo ons net oopmaak Ja, en die en reën reën. val, né? Ek wou net ook vir die Ja. kykers gesê het, ons klink nou vreeslik excited, Ja, maar dit reën hard. Ja, kollektief is al baie water wat nou hierso val. Ja. Die Here maak hierdie land nat. Ja. Maar ek toe jy nou sê, weet, dis die openbaring. Die sleutel lê in hierdie openbaring, selfs wat by Petrus gelê het. En dat ons nou in hierdie openbaring lê is openbaring is eintlik die lig begin te skyn. En as die môrester opkom, wat gebeur? Die lig begin skyn. So as die lig begin skyn en ons kry die openbaring, ons begin te verstaan. Dis die tyd dat dis die bewys dat die koninkryk is Daai nou. woordjie openbaring sê letterlik in die Grieks
a disclosure of truth that was previously hidden or kept away from sight that is now revealed. Ja. Soos wat ons begin sien wie Jesus Christus as seun van God is. Ewe skielik kry ons 'n openbaring van wie ons as seuns van God is. En dit is ook mooi dat hy sê dat die môrester gaan opkom in die harte. Ja. Nie in jou eie denke of wat, hy kom in die of op 'n hart. ander plek. Hy kom en God soek altyd mos mense. Hy sê ek soek iemand, 'n man na my eie hart. Ja. Ek soek harte. Ek soek nie statuur nie, ek soek harte. Ja. So die harte wat soek na die Here, gaan die openbaring Wanneer gaan Paulus vir hierdie hulle. gesprek begin oor die nuwe skepsel in 2 Korintiërs 5. Ja. Dan begin hy daar. Met 'n onderskeid. Ja, in vers 14 dan Ja. sê hy, die liefde van Christus dring is 'n hartsding. Dis 'n hartsding. Maar inteendeel, hy sê die skrif nie net voor dit sê hy. Die een voor hom. Dan sê hy hier's 'n onderskeid wat nou onderskeid kom tussen mense wat van hart is Dis reg. en mense wat van aansien is. Ja. Want daai 2 Kronieke 16 is my gunsteling skrif in die Bybel. Die oë van die Here deursweef die hele aarde op soek na 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is. Die engel sê God wants to prove himself strong op vir mense who has a heart that is undividedly focused on him of gerig op hom. So Paulus begin 2 Korintiërs 5 vers 13 met hier kom 'n onderskeid hoor tussen van hart mense en van aansien mense. En hierdie werk van God is 'n geeswerk. Dis 'n geeswerk. Jesus wat 'n fisiese prys betaal het, het 'n geeswerk in plek kom sit sodat die geesmense die môre ster kan raak sien in die regte tyd, die harte wakker maak. En dan ewe skielik begin ons as Israel, as geestelike Israel weer met ons hele hart, ons hele siel, ons hele denke, al ons kragte, al ons hele verstand God aanbid. En dan ons naaste kan lief hê soos onsself. So jy het jouself, Jesus het 'n werk gedoen dat jy weer hierdie liggaam, hierdie tempel kan lief hê. En dan vir jou naaste dit kan beteken, want jy dit vir jouself beteken. Maar ek het net nou vergeet, ek wou nou toe ek nou praat oor die heerlikheid en die wolke daarvan. God kom uiteindelik en hy vat daai hele heerlikheid. Daai heerlikheid van God. En Jesus sê dit net so terwyl hy bid daar in daai hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, dan sê hy: Vader, ek het vir hulle die heerlikheid wat U my gegee het ek vir hulle gegee. Ek wil hê ons moet baie mooi hoor. Die heerlikheid wat ons sien in Jesus en hoe hy beweeg en wat hy doen, Jesus het dit moontlik gemaak dat daai heerlikheid, wat was nie sy heerlikheid, was die Vader se. Daarom, hy sê dit, hy sê woorde wat ek praat, sê my woorde nie, is die Vader se. Die werk wat ek doen, is nie ek nie, is die Vader. Hoe kan noem my goed, daar is net een wat goed is, die Vader. God is goed. So, wat Jesus heeltyd besig is om te doen, hy is besig om die heerlikheid van God te openbaar, die heerlikheid van God. En dan bid hy dit, hy sê, Vader, ek het hulle, die heerlikheid wat U my gegee het ek hulle gegee. Selfe heerlikheid. Wat God uitgedruk het in wolke, het God nou binne in ons kom sit. Binne 'n seun kom sit. In 'n seun van God, binne in Jesus Christus. En dan sien ons net die uitdrukking van die Vader, want God is Gees. Ja, en net om ons kykers weer te herinner, God se heerlikheid is God se siening, opinie en sy oordeel. Dis dieselfde wat hy vir ons gee. Nou wanneer die kerk gaan een word, is wanneer ons God se heerlikheid verstaan en ken en tot daai kennis kom. Hy sê dit so mooi. Hy sê dieselfde heerlikheid wat U my gegee het, gee ek ook vir hulle sodat almal een kan wees. Dis die rede. So as ons wil hê die kerk moet een wees, moet ons verstaan God se heerlikheid is sy siening, sy opinie en sy oordeel. En dis in Kolossense, né? Ja, as ons opgevoed word in God se heerlikheid, na ons weergebore is, ewe skielik wat dan gebeur is, die kerk word een, want ons word volwasse. Ja, die Christus in jou is die hoop op God se heerlikheid. Dan kan die kerk weer een word. Maar net om nou vanaand af te sluit, dis eintlik hoekom ons regenerasie hou. Ons het nou weer die 19de Maart het ons weer 'n regenerasie. En regenerasie is juis om te sê, die koninkryk is nou, ons moet die doel van ons wedergeboorte kan verstaan, sodat God weer die aarde kan bewoon en kan bewerk soos wat hy wou gedoen het in die begin, maar deur sy kerk. Weet jy, Jake, ek dink almal met elke bymekaar koms waar God se gees teenwoordig is. Maak nie saak hoe volwasse of nie die kerk of die gehoor is nie. Moet ons verstaan, mense kom bymekaar en het 'n verwagting. Die mense wat preek het 'n verwagting of bedien.
Die mense wat hoor het 'n verwagting, maar my vraag is, wat is God se verwagting? En dis hoekom ons regenerasie hou. God het in hierdie 7de 1000ste jaar, of in hierdie 3de 1000ste jaar, hierdie 7de dag en 3de dag, uit die Afrikaner uit Suid-Afrika uit, in Afrika, na die uithoeke van die aarde toe, het God 'n verwagting. En binne in al die preke, lê daar eintlik 'n onderliggende boodskap. En die boodskap was nooit, kom tot redding. Die boodskap was, bekeer julle, sodat die koninkryk van God kan kom. So met elke weergebore kind van God, wat homself kan verloon, die kruis opneem, en agter Jesus begin aanstap as 'n seun van God, gebeur iets in God se verwagting, om met seuns van God die koninkryk te bou. So die doel van regenerasie is dat ons die diep boodskap van God, wat eintlik uit Suid-Afrika en Afrika uit moet kom, weer kom wakker maak in die kerk, dat die kerk hulle wedergeboorte kan verstaan, en dat die doel was, om nooit mure te moes opbou nie. Mure moet afgebreek word, en as die kerkmure begin afgebreek word, deur opvoeding en volwassenheid, beskielik wat gaan opstaan, is dit wat die duiwel wou vasvang in daai net, daai web van godsdiens. Godsdiens is partykeer vir my 'n prentjie waar God is hierdie genie in 'n bottle en hy is in diens van ons. Ja. Versus ons is in diens van God. Want as ons in diens is van God, sal die koninkryk van God ons grootste prioriteit wees. Ja. En dan die regte definisie en konteks van dit is belangrik, sodat die koninkryk uiteindelik kan kom. Ja. So regenerasie is regtig vir ons 'n poging om nie 'n CIM boodskap te preek nie, maar om die hemelse boodskap weer in die aarde wakker te maak. En dat die kerkmure kan val, en dat ons uiteindelik weer die kerk van God kan wees. Ja. Die geestelike Israel van God. Ja, selfs in die natuurlike wil ons so ver weg van kerk af beweeg. Ons doen dit binne in die baanjaard, né? Ja. Ja. Ons doen dit binne in die baanjaard. Ja, so ja, die 19de Maart is ons in die baanjaard in Menlyn, Ja. regenerasie. En volg ons op sosiale media, al die inligting is daar. Almal is welkom. En dis Almal is gratis. welkom. Almal is welkom en dit is gratis. Dis regtig 'n lekker aand. Kom geniet die aand. Dit is incredible boodskap, incredible worship. So ons nooi julle uit. Kan ek ook net dit sê, Jake, vir baie mense in die kerk is ons verwagting en ons het dit nou gesê in ons vorige sessies, is die verwagting 'n revival. Nou regenerasie is glad nie Ja. 'n revival nie. Regenerasie se doel is glad nie om 'n tydelike werk vir God op te rig nie. Ja. Dit is om 'n permanente werk vir God uit Suid-Afrika uit op te laat staan. Die werk waarvoor Jesus betaal het, Ja. waarvoor God die verbond gegee het, wat nou in die 3de dag opstaan. So regenerasie is daai permanente verandering wat in die aarde moet begin. En dit kan net in die kerk eers begin, sodat dit vanuit die kerk uit na die wêreld toe kan gaan. So dis nie 'n revival werk nie. Dis om daai werk in mosie te sit, wat uiteindelik vir God 'n permanente werk Die is. geloof wakker te maak, né? Ja. Ja, Definitief. jy's reg. Ons gaan die gelowiges moet wakker maak om die geloof wakker te maak, nie als 100%. Ja, ja. Nee, geloof kom deur die hoor en deur die hoor van die woord van God. Ja. So regenerasie is waar ons buite godsdienststrukture of denominasiestrukture, die woord van God, die boodskap van God en van sy Ja, koninkryk. en hierdie openbaring wat wil gekom wakker het. maak. Ja, Ja, dis 'n wil wakker wakker maak maak in die kerk. Ja. Ja, en in die families en in die huise en in Ja. Pretoria en in Ja. Suid-Afrika. Ja. God het nou die antwoord vir ons gebring. Wie sal dan nie wil hoor en deel wees? Wie wil nie? Ja, Ja. ek is Ja. 100%. So kom Zandre sê vir ons afsluit en dan Sal sal my ek die voorreg mense wees. groet. Ja, dit is my voorreg. Hemelse Vader, is my so groot voorreg. Hoe sluit 'n mens 'n aand soos hierdie af? Kan nie. Ek wil hom eintlik aansluit. Mag hierdie gebed, hierdie geweldige groot boodskap en werk dat u koninkryk moet kom. Mag dit in Pretoria en in Suid-Afrika en in Afrika en tot op die uithoeke van die aarde aansluit. Aanskakel, wakker maak en ons bekeer om weer terug te keer. As ons wil terugkeer na u toe, moet ons terugkeer na wat die koninkryk is, want ons oprigting in die koninkryk is eintlik om terug te keer na u, want u wil daai koninkryk laat kom. So my gebed vanaand is, Here, vir die kerk,
wat die krag van God is, die liggaam van Christus, wat die krag van God is, deur wie U by magte is om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. En my gebed is dat die kerk sal wakker word, dat die mure sal val, en dat U uiteindelik hierdie een werk van een hemel en een aarde, een koninkryksheerskappy in die hemele, en een koninkryksheerskappy in die aarde kan vestig. En dat U die seuns van God, dat U al die hemelse burgers, al die kinders van God, sal begin oprig as seuns van God, om hulle ambassadeurs van die koninkryk te maak, dat hierdie habitat wat U in ons as 'n spesies saad kom plaas, deur Jesus se volmaakte werk, uiteindelik vir U 'n habitat word waarin U kan woon. Uiteindelik nie 'n revival sal wees nie, maar 'n regenerasie sal wees. 'n grondgebied, 'n domein, 'n ryk, soos Neil sê, waarin die koning kan kom woon. Mag ons weer vir U 'n rusplek vir U voete word. Ja. En deurdat ons die koninkryk vestig, die vyande en alle kennis wat homself verset teen die kennis van die heerlikheid, wat eintlik 'n vyand is vir, aan die voete kom onderwerp. Dankie vir hierdie voorreg en eer, Here. Mag die woorde van ons mond en die meditasie van ons hart vir U aanneemlik wees. Mag ons wees en leef tot lof van die heerlikheid. En ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, wat U gesag weer kom moontlik maak het in hierdie akte. Dankie Vader, ons is lief vir U. U verdien ons beste. Ons wil dit vir U gee. Amen. Amen. Laat die koninkryk kom. Ja. Want die koninkryk is nou. Dis nou. Ja. Baie dankie vir elkeen van julle wat ingeskakel is. Ek besef net weer vandag, as ek nou iets kan al neerpen vir wat ek eendag as ek hierdie tent gaan neerlê, sal nie wees ek het gesit en wag vir tyd om verby te gaan nie, maar ek het my alles gegee om die koninkryk van God te bou in hierdie aarde. En ek wil vir julle dankie sê vir die voorreg dat ek saam met julle dit kan doen. Weet, ek dink vanaand is die eerste keer wat ons hier sit met vlaggies. Ja. En ek wil hê die mense moet weet, wanneer hulle hierdie vlaggies sien op die bors, is mense wat hulle self gee vir die koninkryk, elke liewe dag. En ek dink is 'n voorreg om so 'n vlaggie te kan opsit. Ja, en ons glo wat ons preek, en dat ons aankondige tyd is. Ons kondige tyd aan van die ambassadeurs van God wat hulle self gee vir daai hemelse werk. Ja. En so kyk uit vir die vlaggies in Pretoria. Ons sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel het. As julle met ons wil kontak maak of meer vra het oor regenerasie, infocus@siamcollective.org. Julle kan ons daar kontak of op ons sosiale media bladsye. Geniet die res van die aand. Ons sien julle oor 2 weke en ons sien julle die 19de Maart by Regenerasie in Menlyn, Pretoria. Totsiens. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@siamcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.